Vanoggend wil ek 'n bietjie met jou praat oor keuses. It's called the cost of your decisions. Ek het 'n paar punte, julle kan 'n paar notas neem as julle wil. Dit is nie 'n lang preek nie, ek het 2 punte, so jy moet vinnig luister. Ons gaan lees uit die gedeelte van Johannes 12, vers 1 tot 8, soos jou Bybel het, kan jy so lank daar oopmaak. Have you ever noticed that things in life that are worthwhile never comes in a bargain bill? Kom nie in 'n goedkoop drom nie. You won't find a Rolex watch in a shopping center saying buy one get one free. Ek wens dit kon dit doen. Maar ons verwag dit vir ons geestelike lewens. We sometimes expect a deep anointing at discount prices. We want to have that relationship with God and we really punch for it, and sometimes life gets in the way and then we forget until we need to be close to Him. So today I want to talk to you about the cost of your decisions for this year. Ons begin in die heel begin, dan trek ons hom deur. Because what God has placed inside of you didn't come cheaply. Tell the person next to you, look them in the eyes. Kyk hom in die oë, as jy nie oë het nie, kyk hom in die voorkop. Say, your worship has a story. So kom ons lees Johannes 12 vers 1 tot 8. 6 days before the Passover, Jesus went to Bethany, where Lazarus was, whom He had raised from the dead. So they gave a supper for Him there. Martha was serving, and Lazarus was one of those reclining at the table with Him. Verse 3, then Mary took a pound of very expensive perfume of pure nard, and she poured it on Jesus' feet and wiped His feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the perfume. But Judas Iscariot, one of His disciples, the one who was going to betray Him, said, why was this perfume not sold for 300 denarii? Denarii, daai hoeveelheid geld, is 'n jaar se salaris. Dis baie geld. And the money then given to the poor. Then He said this, not because He cared about the poor, for He had never cared about them, but because He was a thief. And since He had the money box serving as treasurer for the 12 disciples, dis 'n baie bad plek om te wees. He used to fulfill what was put into it. So Jesus said, let her alone, so that she may keep the rest of it to the day of my burial. You always have the poor with you, but you do not always have me. Dis 'n groot woord wat hier nou lê. Dit my brein gebreek toe ek hierdie goeders begin lees en begin 'n navorsing doen. So ek wil hê julle moet 'n bietjie dink aan hierdie verhaal op hierdie manier. Before the oil ever touched Jesus' feet, it had already cost her everything. Dit het haar alles gekos. En daarom wil ek vandag vir julle 3 waarhede gee, eintlik 2 waarhede gee oor jou keuses, because of your decisions. And the 2 is about worship and sacrifice. Worship and sacrifice. Almal sê worship. Punt nommer 1. Worship is not always comfortable. Van ons het nou hier gestaan en ons het die Here aanbid en ons hande opgesteek, ander het rondgekyk want hulle het nie geweet of hulle mag hulle hande opsteek of hoekom ander ouens hulle hande opsteek nie. Ander mense se hulle oë toemaak, val hulle 'n bietjie rond, so hulle hou vas. Ander mense weet nie hoe om vas te hou nie, so hulle is so tussen die bome en die bas, so hulle maak so. En as weer ander wat net nie omgee nie, hulle steek hulle hande op en stamp partykeer die ou langs omdat jy vir hom so vuil kyk, jy weet, soos wanneer jy bestuur en iemand ry voor jou in. But the whole thing around all of this, it's not just about the physical worship that we have here, but it's also about our internal worship, because when she brought that nard to Jesus, she was worshiping Him. Sy voete.
So kom ons lees 2 Korintiërs 4 vers 8 tot 10. Hy sê, we are pressed in every way, but not crushed. Perplexed, unsure of finding a way out, but not driven to despair. We are hunted down and persecuted, but not destroyed, to stand alone. We are struck down, but never destroyed. Always carrying around in the body the dying of Jesus, so that the resurrection life of Jesus also may be shown in our body. Now, olive oil doesn't come from olives lounging at the seaside, sipping a coconut and saying, this is the life. It comes through crushing, pressed, squeezed, broken, until what is inside is released. So, ek het hier 'n klomp koffiebone. Wie van julle hou van koffie? Wie het gesê, o ja? Gwen, hou jy nie van koffie nie? O, gits. Wie hou rarig van koffie? Steek jy hande op. Karen, kom gou hierso. Ja, jy. Dit is jou naam, nee. O, daar is ook 'n Karen. Staan nie voor. Ja. Ek het iets hier binne in. Maak jou oë toe, vat 'n reuk en dan sê vir wat ruik jy? Maak jou oë toe. Koffie. Sê weer? Koffie. Sy ruik koffie en sy's reg. Hier's koffiebone hierin. Hier is vir jou koffieboon. Dankie. Hoe maak mens koffie daarvan af? Sit jy hom eers net so in die koppie? Nee. Gooi water net by? Nee, jy sit hom in 'n grinder. Jy sit hom in 'n grinder. Hoekom? Want hy moet fyn gemaak word. Want hy moet fyn gemaak word. Poeier. Poeier, hoekom? Sodat jy dan kan water bysit. Yes. So as ek hom vat en onder my tong sit, gaan ek nie koffie hê nie. Nee, gaan bitter wees. Gaan dit bitter wees? Nou, nie bitter wees, maar baie dankie, hoor. Geef haar 'n lekker hande klap. Dis 'n baie lekker reuk, die koffie. En hulle gebruik dit ook wanneer jy na reukwater gaan kyk in 'n winkel om hierdie te ruik en dan neutraliseer dit die reuke. Julle weet dit, nê? Vir die wat nie geweet het wat dit vir is nie. Ek het baie met daai bone rondgeloop en sê, wat is dit vir? Dit ruik soos koffie. En dan sê hulle van ja, dis om die reuk weg te vat. So jy kan ook nie weet hoe hierdie koffiebone gaan proe totdat dit fyn gemaal is nie. En van ons hou van sterk koffie. As jy die lepel insit, moet hy eintlik regop staan. Ek ken 'n paar ouens wat so is baie sterk koffie. En dan van ons hou nie so baie van sterk koffie, ons hou van one shot cappuccino, jy weet. Soos ek. So die rede waarom ek dit vir jou gee is, dis nie altyd gemaklik om stikkend gemaak te word nie. Maar partykeer is dit die enigste manier hoe ons Jesus kan wys. Dat hulle kan hoor wat dit is. So you are shaped Jesus also experienced in his betrayal. En dis nie lekker om so te voel nie. Dis nie lekker as mense agter jou praat, jou beskinder, jou seermaak nie. Wie hou daarvan dat mense jou moet seermaak? Jy kan nie wag nie. Dis nie lekker nie. Maar in dit, wanneer ons aan die Here vashou, dan gebeur daar iets groots in ons, en dit is hy, sy geur word vrygestel in en deur ons. Elke traan wat jy gehuil het, wat niemand gesien het nie. Every tear cried in secret. Sometimes we feel alone. Even in our own household, we feel alone. And may even just need a kind word from someone, or even just a touch. En dis nie onnodig om dit te kry of te vra nie. Baie van ons sit en ons voel alleen in die middel van ons gesin, en dan voel jy, hulle gee nie om oor jou nie, maar wanneer jy so alleen is, en jy 'n drukkie nodig het, gaan haal hom. Dis moeilik gesê. Jakobus, ek gaan jou gebruik vandag. Kom gou hier net vir my asseblief. Ek het 'n klomp jong mense om te gebruik. Dis fantasties, hoor. Kyk nou gou mooi. Het ek dit met jou gereël? Dan doen jy dit weer, nee. Dis omdat my hand eerste op was. Dis omdat my hand eerste op was, en dit was 'n reaksie, nee. So as ek
Het julle gesien, dit was so moeilik, ek het nie eers gevra nie, ek het op hom afgestap, en ek kan nie sien, dit is net normaal. Jy gaan nie na iemand toe kom en so maak en hom op die wors slaan nie. Dis nie hoe dit werk nie. So as jy iets nodig het, gaan haal dit. Kan jy sien, ek het vir julle 3 goeders gewys. Dankie. Maar ons is we're so stubborn in our own mindset, that we do not live according to this. Ons hou daarvan om mense te blameer vir goed, en hierdie jaar moet ons ophou. Hou op om foute soek in mense, want jy gaan dit kry. En jy het ook fout in jouself. Moenie al vir die speel sê, jy is so oulik, jy is so pragtig, daar's niks fout met jou nie. Every season you served while in pain. Wie van julle weet daarvan? Jy het gaan bedien, jy het gaan help, jy het gaan werk, en jy was in fisiese pyn of emosionele pyn, en ander verstaan dit net nie. En al wil jy dit verduidelik, is dit net vir jou moeilik. Hy is by jou in daardie oomblik. En natuurlik, elke keer wat jy sê, ja Here, hier is ek, gebruik my, wanneer jy so moeg is, jy kan nie deur jou oë sien nie, maar jy wil graag dit doen. Wie van julle ken ook daai gevoel? Ek dink as van ons wat nou nog in daai gevoel sit, nee, Here, asseblief moet my net nie vandag gebruik nie. Of Here, gebruik my, ek is net so moeg. When we are weak, He is strong. Ek dink partykeer vergeet ons aanbid 'n koning. En ons het we set our allegiance to Him when we said, I give you my life. Anything, everything. And the moment you did that, God is now pressing the oil out of you, pressing out the best version out of you. Why? So that people can see Him and He be glorified. How do you get oil out of an olive? I guess just talking to it won't have the desired effect. Come on, Willie, kom bietjie uit. It needs to be crushed. If olives could talk, I think they'd say, I didn't sign up for this. En ek dink baie van ons sal dieselfde sê, ek wil nie altyd so voel nie, ek wil nie gedruk word nie. Maar jy geweet, if there's no pressing on you, there is no oil. Without the oil, there is no anointing. Iemand het hierdie gesê, en ek weet nie wie dit was nie, maar hy sê, the greater the calling, the greater the crushing. So wat sê ek vir jou? Ja, jy gaan gedruk word. Ons gaan van alle kante afgedruk word, maar ons gaan nie op die grond uitval nie. Want die Here is ons sterkte. Die Here is ons krag. Don't despise the crushing. It's producing something eternal. The pain is not pointless. It's pushing you to Jesus so that when you are weak, He is strong. In 2 Corinthians 12. Now there's a second truth. Sacrifice. So die eerste ene is worship. Tweede punt is sacrifice. When you pour out your oil, not everyone will clap. Wanneer jy die Here aanbid, partykeer is jy alleen. En almal sal nie agter jou staan nie. People will always judge what they don't pay for. Het julle dit al gehoor? Ek koop dalk 'n fiets, hoekom het jy daai fiets gekoop? Jy moes daai fiets gekoop het, is goedkoper en beter kwaliteit. Kry jy ander ou wat sê, hy weet nie waarvan hy praat nie. Jy moet daai fiets gekoop het. Dan kom ander en sê, hier is jy 'n mooi fiets. Jy het die keuse gemaak, is jou fiets. Maak nie saak wat ander sê nie. Hoe jy die Here aanbid is jou saak, maar kom by die Here uit. Johannes 12 vers 7 sê, toe Jesus sit daar, terwyl hulle almal op haar afkom, en van sê, waarmee is jy besig, sê Jesus, stop, let her alone. Stop. So op hierdie manier kom dit neer, dat Judas het gesê, luister hierso, ek het jou begin kritiseer, want dis baie geld wat jy daar weggooi. Die disippels het gesê, wow, wat doen jy nou? Die hele kamer wat hulle was, het beweeg, en op 'n punt gekom, waar Jesus moes stop, en sê, hey, stop! Sy doen 'n mooi ding. Hou op! En het gaan vir jou so voel hierdie jaar, dat mense jou gaan druk, en jou gaan gefrustreerd, maar hier is die waarheid. People who never paid for your oil will always think you're wasting it.
It doesn't matter in what intention you do it, there will always be that critic. But if you're doing it for God and He said so, that should be enough. Because that's what we're going to do this year. People who never carried your cross will call your devotion too much. Jy weet nie waartoe ek alles gegaan het nie. Ek weet nie waartoe jy alles gegaan het nie. Maar jy kan nie in iemand se gesig inklim en sê dis te veel nie. You don't understand until you've walked a mile in a person's shoes. Ons het nodig om mekaar meer lief te hê. Kyk gou vir die persoon links en regs en sê ek's lief vir jou. As dit nie jou eie man of vrou is, sê met die liefde van die Here. People who never survived your wilderness will label your obedience dramatic. Oh, hier is maar dramaties. Is daar net te veel? Wel, ek gaan nie hier sit nie, hy sit hier, hy is bietjie wild. Ons het nodig om verby hierdie goed te kom, dat ons op 'n punt kom dat die hemele vir ons kan sê, leave her alone. Hy is besig om my te aanbid. Die Here sê stop. Doen vir my 'n goeie ding. Rick Warren sê, when you live for people's approval, you will die by their criticism. When you live for people's approval, you will die by their criticism. Some folks think worship should be like a golf clap. Quiet and dignified. But when you know what it costs you, it's just like you won the spiritual lottery. Jy kan nie stil bly nie, jy wil skree en spring en sê halleluja, dis lekker. En die oomblik wanneer jy dit so, dan kyk al mense vir jou asof iets fout is met jou. Dan moet jy net nie vir hulle kyk nie, maar aangaan. Want jy is besig met die koning, halleluja. Wat lewe in jou ingestort het, prys sy naam. Wat vir jou die kans gegee het om te sê, amen, ek is vry in Jesus. Het jy al ooit in 'n lift gery? Dis die snaakste ding, het jy al gesien, as 'n lift kry, is almal heilig, want almal kyk vir die nommertjies. Vir alles wat net 2 vloere is jou lewe hang daarvan af. Ek dink julle moet, wanneer jy so inklim hierdie jaar, moet julle omdraai. Dan moet jy vir hulle kyk en sê, ek het 'n vraag. As hierdie lift val, gaan julle op. Moet jy nie die antwoord vir jouself ken, asseblief. As ons val, gaan ons hemel toe of nie? Stop explaining your worship to people who did not pay for your oil. Hoor mooi wat ek sê. Stop explaining your worship to people who did not pay for your oil. Hulle het nie idee waarom jy die Here aanbid soos wat jy doen nie. Hou op om dit te probeer verduidelik en aanbid die Here. Kom vas aan hom hierdie jaar. Hou hom vas dat jy in 'n verhouding kan inklim. Your obedience is not for their applause, it's for God's glory. That's where we're walking into. That's where we're moving. Mary's sacrifice became a story. What she poured out in one moment is remembered for eternity. Maar dit kom daarop neer dat wie ons in Christus en God het, is soveel groter. En wanneer jy hom aanbid, gaan almal nie altyd verstaan nie. Die grootheid van wie hy is. Your surrender becomes your fragrance. 2 Corinthians 2 verse 14 to 16 says the following. It says, but thank God he has made us his captives and continues to lead us along in Christ's triumphal procession. Now he uses us to spread the knowledge of Christ everywhere like a sweet perfume. Our lives are a Christ-like fragrance rising up to God, but this fragrance is perceived differently by those who are being saved and by those who are perishing. To those who are perishing, we are a dreadful smell of death and doom, but to those who are being saved, we are a life-giving perfume. And who is adequate for such a task, such as this? Dis wie ons vir hom word. Ons obedience, it becomes our legacy.
jou gesin, die mense wat jy mee praat, die mense wat jy mee lei, dit wat hulle in jou sien, bring lewe en gee hulle kans om by Jesus uit te kom, want hulle ruik die lewe in jou. Your brokenness becomes your testimony. Hoeveel keer het die Here nie al jou hartseer in opgewondenheid en vrede en blydskap verander nie? Hoeveel keer wanneer jy jouself voel en jy gaan val in die kamer neer en jy kan dit net nie meer hanteer nie, tel hy jou op en sê daar's meer vir jou, ek is hier vir jou. Ek kan onthou toe ek 'n tiener was, het ek 'n meisie gehad. En sy was my alles. Ek weet nie of julle dit kan onthou nie. Wie van julle kan so iets onthou? Jy is dalk nou getroud, jy is nou bang om jou hand op te steek, ek verstaan. So en ek kan onthou, toe sy met my die afbreek, toe voel dit vir my lewe stort in een. Kan net nie aangaan nie, want sy was my awesome. Jy weet ons hoe dramaties kan ons raak. Gaan heilig in die kamer. Saggies, my pa was 'n militaris. Hy is nie 'n sussie nie, hy hou nie so nie, broer. Heilig my oë uit, gewas my gesig, kom verby. Sê my pa, en hoe gaan dit met die gold? Sê ek, nee, sy het my gelos. Sy sê, ag, moenie worry, daar's nog baie visse in die see, maar ek wil sê, ek wil nie 'n vis hê nie, ek wil 'n vrou hê. Maar moenie worry nie, jy's een van daai, jy sal volgende week sê 'n ander girl hê, toe sê ek, jy verstaan my glad nie. En dis hoe ons partykeer mekaar ook nie verstaan nie, nê. Vir ons, party van ons gaan ons iets deur en dis net 1, 2, 3, maar vir ander is dit soveel groter. God never wastes pain, sê Charles Spurgeon. Daar was 'n storie oor 'n koning gewees wat baie ryk was, baie regverdige koning, en hy sit op sy troon en hy kom agter iemand is besig om goud uit sy kluis uit te steel. En hy roep al die mense bymekaar wat in die sfeer is, wat daarmee betrokke is, en hy sê, luister, iemand is besig om goud te vat, ek gee julle hierdie week, as die goud terug is, vergeet ons daarvan en ons gaan aan. As jy nie hier terugkom hierdie week nie, gaan ek 'n vonnis instel. En as ons jou vang, gaan ons dit uitvoer. En die week gaan verby, geld kom nie terug nie, meer geld word uitgehaal. Hy sê, 5 houe met die sweep, as ons jou vang. En as jy nou die geld terugbring, 5 houe met die sweep. En hy wag, en die week gaan verby, daar's nog geld wat wegraak. En hy is so kwaad, hy sê, nou is alle grasie verby, daar's geen meer genade nie, as ek jou nou vang, 40 houe met die sweep, met ander woorde, dis 'n doodsvonnis. En in daai week, vang hulle die skelm. En die koning sit en sê, bring die skelm in, en toe laat die persoon inbring, toe sit sy eie dogter. En hulle sê vir die koning, dis jou dogter, gaan ons haar nog steeds slaan. Hy sê, dis die wet. En hulle maak haar vas, haar hande om 'n paal, en hulle skeer haar hemp agter oop, om haar rug te wys. En die man met die sweep staan terug, en toe hy terugtrek, soos hy wil deurswaai, skree die koning, stop, stop, stop! En almal wat daar gestaan het, sê, koning gaan haar vergewe. En die koning gaan en hy skeer sy rug oop, en hy gaan staan bo oor haar, en hy sê, slaan. Dis wat Jesus vir ons gedoen het. Die koning het so by ons kom staan. Moet nooit weer minder daaraan dink as wat hy vir ons gedoen het nie. En wat hy werd is nie. Hy is werd dat ons hom eerste stel in alles wat ons doen. You may feel like you're breaking, but relax, it's only the box. The oil is what God is after. Some of you won't even break the seal on your Bible. We say, Lord, use me, but we're still even in our packaging. Dit wil nie gebruik word nie. And if you think you're fragile, where you're sitting, remember, even a cracked jar can pour out the sweetest fragrance. God never wastes pain. So this year, pour your oil on Jesus. Not on platforms, not for applause.
When you give Him your costly places, He multiplies them for eternity. He deserves it. My laaste skrif dan Psalm 126 vers 5. Those who sow in tears will reap with songs of joy. This is our year with Christ. This is our time to show forth the fragrance of Him who is inside of us. And if we break and we are hurt, people will be revived because of who He is inside of us. Ek gaan almal vra om saam met my te staan. Ek wil vir julle bid asseblief. Weet verseker hierdie jaar gaan iemand jou seermaak. Ek spreek dit nie oor jou uit nie, dit gaan gebeur. Onthou hierdie woorde wanneer jy daai seer het, that the fragrance of life, Jesus Christ, will now be released. His oil that people can see and smell and experience Him. Maak jou oë toe waar jy staan. Here, soos wat ons nou voor U staan, weet ek hoe U gekom het en ons beskerm het, soos daai koning vir sy dogter. En ek bid dat ons dieselfde gedagtes sal hê, van die begin af reguit deur tot nou toe, dat ons sal verstaan dit wat ons besluit, dit wat ons wil doen, dit waarna toe ons gaan, elke ding waarmee ons besig is, dat ons U daarin sal ken. That we will take the cost of our decisions and give it to You. I pray that You will protect us. That You'll protect our hearts and our minds. That we will not give up too soon. But know You are there with us. Protecting us, loving us, keeping us strong. Dankie Here vir 'n nuwe jaar en nuwe asem. I pray even now that all the old things of the past that was pushing us down will just be released in the name of Jesus. Ek bid vir nuwe gedagtes en 'n nuwe hart in U, wat U volg en U vind. And in that will be excitement, Lord, because of the authority and power that we have inside of You. Dankie, Here, vir U liefde. En almal sê, Amen.